As sy, right, daar is Flip, en daar's Pieter en Sonja. Hallo julle, goeienaand. Ja, hierdie Facebook, daar sê, hallo Pieter. Alright, en ons is live op Facebook ook. Ja, goed. Ja, welkom aan al die coaching vriende. Ek het nou net met Jacques en Joanne 'n coaching sessie gehad. Dit is ook lekker gesels en ek is seker hulle sal ook nou inskakel. Ja, maar dit is omtrent interessant geweest. Ons gaan 'n bietjie praat oor 'n paar interessante dinge, verskonings wat mense maak om nie karnivoor te doen nie. Ons gaan 'n bietjie daaroor praat, maar ons gaan oudergewoonte maar praat oor, jy weet, wat se wenne sien ons raak in ons liggame en al die tipe van dinge. Ja, ek net vir Louis ook hallo sê. So, kom ons hoor 'n bietjie daarso en ons sal nou net verduidelik hoe dit werk. Jy sien daar aan die onderkant van die skerm is daar 3 kolletjies en dan kan jy jou hand opsteek, is so opsteekknoppie, dis nou op Google Meet. As jy nou nog op Facebook luister en op TikTok, dan gaan jy dit nou nie hê nie. So word 'n coaching vriend, dan kan jy ook saam gesels met die coaching vriende. Nicoline is ook hier so en Johan, baie welkom. Nou ja, so weer eens, ons gee nie mediese advies hierso nie. Jy bespreek hierdie inligting met jou dokter, maar ek dink is belangrik om ingeligte besluite te maak. En ek het vanoggend 'n video gemaak oor studies wat mense begrawe het of weggesteek het vir 16 jaar. Saadolie studies wat weggesteek was, die Sydney Diet Heart Study en die Minnesota Coronary Experiment wat hulle probeer bewys het dat botter sleg is vir jou en versadigde vet sleg is vir jou. Hulle wou bewys het dat margarien en saadolie sleg is vir jou, beter is vir jou. En hulle kon nie, want die mortaliteitsrisiko was hoër gewees op die saadoliekant. So die mense het meer dood gegaan in daai groep en toe steek hulle daai studie weg. Nou die inligting is in die boek The Big Fat Surprise van Nina Teicels en sy het natuurlik 'n professor Tim Noakes hofsaak getuig. Nou sy is 'n ondersoekende joernalis en sy het 10 jaar lank ondersoek gedoen en hierdie boek geskryf, The Big Fat Surprise, Why Meat and Dairy belongs in a healthy diet. Butter, why butter, meat and eggs belong in a healthy diet. Ja, so, maar kom ons hoor 'n bietjie daarso, wat sê die coaching vriende. Ek wil net vir Joanne hulle ook sê, Joanne, as jy gaan kyk daarso op die broadcast nommer is daar 'n link ook wat ek vir julle gestuur het. Dit is daar by die antioxidant opname wat ek vanoggend uitgestuur het. Net so onder die video is daar 'n link wat jy op Google Meet saam met die coaching vriende kan praat. Joanne en Jacques is daar so op TikTok. Druk hy like knop, ek is bly julle is daar. Maar nou ja, kom ons hoor 'n bietjie daarso, wie van die coaching vriende wil graag bietjie hallo sê en dalk 'n bietjie 'n getuienis vertel. Ek wil net vir Amanda ook groet. Hallo Amanda, ek is so bly jy is hierso. En kom ons hoor 'n bietjie. Dankie Kobus. Ja, sy. Ja, Amanda is 'n nuwe coaching vriendin van ons en Andrei is ook hierso. Andrei, welkom. Ek en Andrei stap 'n lekker pad. Jo, ek is so trots op die man. En hy het 'n kragtige getuienis. Julle ken Andrei se getuienis. Ek hoop hy praat vanaand ook 'n bietjie. En dit is so 'n kragtige getuienis wat hy het. En maar ons sal 'n bietjie hoor. Daar sê kom ons hoor 'n bietjie daarso. Nicoline, jy kan gerus gesels. Baie welkom hierso. Goeienaand Kobus en goeienaand almal. Dit gaan goed. Ja, ons het vandag, ons is vandag 287 dae karnivoor. Wat so? En dit gaan goed. Dit gaan regtig goed met ons. Ek en my man en ons 2 kinders doen karnivoor. En ek moet sê, dit is die beste resultate wat ek al ooit gesien het. Ja. Ek is so te sê,
ek is af van my, ek het 2 bloeddrukpille wat ek gedrink het, ek is af van my oggendbloeddrukpil af, so ek is nog met my dokter se toestemming. Yes. So ek is nog op my aandbloeddrukpil en my waterretensie is so te sê weg, Ja. is al baie beter. Soeibrand is weg, waaroor ek baie dankbaar is, want mense het so gesukkel om te slaap, of aan die slaap te raak, as jy met so soeibrand sit. En, ja, my hare groei verskriklik vinnig. Dis nog nie eers 'n jaar nie, en ek kan nie glo my hare is so lank nie. Ja. My vel het so verbeter, ek het altyd met baie groot poree gesit, en, soos die tyd aangaan, herstel 'n mens se vel ook, Ja. en mense hakke, ek kan nie glo mense hakke herstel so van karnivoor nie. So ja, nee, dit gaan regtig baie goed. Yes. Ek is nou al so 18 kilos af. Ek Eksa. meet nie elke week meer nie, ek het altyd elke week. Ja. Maar dit voel net vir my beter as ek so elke tweede of derde week meet. So ek is nou al so 18 kilogram af, en my seun, hy is 14 jaar oud, hy is 17 kilogram af. Gelukkig ek is in 'n baie bevoordeelde posisie om my kinders te kan tuiskool. So dit is vir my baie belangrik om te kan sien wat my kinders in hulle monde sit. Ons is verkeerd geleer as groot mense hoe 'n mens moet eet. Ja. En ek is baie dankbaar dat ek die voorreg het om my kinders op so jong ouderdom te kan leer om die regte voedsel in te neem. Ja. Ek sien hoe gesond is hulle. Ek meen, as ek nou dink aan 2 jaar terug, hierdie tyd was ons mediese fonds lankal uitgeput. En ek kan nie dink dat hulle al siek was hierdie winter nie, wat vir my baie 'n blessing is. Nog 6 pull-ups. Want my seun het aan kroniese kroep gely van babietjie tyd af, en hy het nog nie eers kroep gehad nie, en dit is vir my wonderlik om dit te sien. Ja, en hoe die karnivoor 'n mens se selfbeeld verander. Mens kan nie dink dat so iets 'n mens se selfbeeld verander nie, want my man, hy is eintlik 'n introvert, en hy het al 32 kilos verloor, en net daai kilos wat hy verloor het hom 'n ander mens gemaak. Hy sal nie sommer foto's van homself opgesit het op Facebook of aan mense gestuur het nie. Hy sal nie sommer met vreemde mense praat oor sy gewig nie. En hy is regtig 'n ander mens. Ja. Jo, dis 'n kragtige getuienis, Nicolien. Ek wil nou 'n bietjie daaroor praat. Ek wil net gou eers vir Wikus welkom sê. Wikus is nou op TikTok, is nou ons seun Wikus Kriel. En julle kan hom gerus 'n bietjie volg. Hy coach ook op hy's 'n fitness coach en hy's 'n fotograaf en alles, en so julle kan hom gerus 'n volg gee. Hy's nou juist as jy nou op TikTok inskakel, en dan sê jy sien hy's daar so besig om te oefen en alles. Wikus, hoe gaan dit daar so? Ek gaan nou met jou lekker gesels, maar ek wil net klaar met Nicolien praat, maar is jy alright daar so? Lyk my sy beeld is so 'n bietjie gevries. Alright, in elk geval. Maar kom ons praat gou net eers daarso met Nicolien. Nicolien, baie geluk, 18 kilogram af. En ja, soeibrand weg. Die hakke wat so verbeter het, nê? En ek is so trots op wat jy reg gekry het, en ja, so as die wat nou kan sien, almal kan nou sien wat ons doen vandag. Facebook ook so draai, daar kan almal nou die beld sien, wat ekskuus, so dis, daar kan ek nou vir Wikus hoor. Wikus, kies my klank was af, dis hoekom ek jou nie kon hoor nie, sorry man. Kan jy my hoor? As ek met die viewers praat, excuse, as ek met die viewers praat, mute ek papa. So dan kan ek nie champion. Tydelik aan papa dalk nie my hoor nie. Okay, is reg. Ja, nou geval, so as julle kan kyk daar agter op die agter my, ek het hier so draai daar so is. Thanks vir die likes. Waardeer dit, chom. Ons gaan nog 'n rukkie live gaan. Ons doen vandag weer daar gaan jy kan sien nuwe challenges begin. Daar so is die belt die 10 pull-ups vir Frans. En Nicolien en Johan en Elmarie en Annelie was hierso by my gewees, en toe het hulle nou
hierdie belt So, oorhandig. Nou daardie Kyk, ek wou belt oorspronklik 10 pull-ups het aan 1000 10 likes doen, gaatjies maar wat ek weet nie, as jy aan iets beter kan jy weet, dink, gooi my. wat Frans nou Ek wou net nie weet afgekom dips het, nie, want ek's nou juist in- besig met dips as 'n main nieteenstaande, workout. So die basies clean soos baie gister geluk, gelyk, net ook met omgeslaan. Johan se prestasie 32 kg af. Ja, en jou eie swybrand wat weg is, fantasties nê, en ongelooflik. Baie geluk en ook met die kinders se Verseker bietjie. prestasie, klein Johan. Like and share die live Ons mense. is so beïndruk Dink goed, met alweer sy wees. vordering ook. Ons gaan hom kap, Ons hè, gaan ons gaan kyk hom kap. die Spam before daai en like after Skryf hom op. foto. Dit is amazing. Ja. Nee, en ons het gesê ons wil graag vir jou 'n foto stuur wat jy op Facebook en TikTok kan plaas Ja, kan hierdie om doen. ander ouers aan te spoor om hulle kinders op carnivore te sit. Dis regtig die beste nie, besluit nie wat wat jy dit vir jou is nie. kind sal kan maak. Ja. Dis regtig, dit is 'n life-changing experience. My seentjie was in graad 1 baie gespot oor sy gewig en Sal net nie dit is die rede hoekom ons vir my die Ons op sport 3000 gehaal het. likes. En Nou, toe ons 10 begin nog 10 pull-ups carnivore en die gewig val af, het hy dit hom sommer gemotiveer om te Dit is begin taaf. oefen. So hy oefen gereeld. Dit is taaf. Ja, en soos ek sê, dit boost hulle selfbeeld. Ja. En ek is bly, hy is nogal, hy hou van online games. Correct. Ja. Moet nou Hy nou is terug 'n gamer en as ek net hoor hoe spoor hy sy maatjies aan oor die foon, Ja. dan raak my hand sommer warm. En soos ek al voorheen gesê het, ek sien die carnivore as 'n geskenkboksie. Yes. Dis 'n geskenk wat jy vir jou liggaam gee om Kijk, te hier is- kan hier is herstel. Yes. Maar 'n Ja, mens dis het net een skrikwekkend. liggaam en 'n mens moet Skrikwekkend oor daarna hoeveel kyk. swaarders Yes. kan jy maak. Dis So insane. ja, Ja, absoluut. Nee, dit is so. Ja, en ek is so bly klein Johan stel 'n baie goeie voorbeeld en ek weet een van die dinge wat jy baie passievol oor is kindervoeding. En ja, wel ons het nou die swanger bootcamp vir ons. Die swangerskap bootcamp. Wow. Ja, is die 16de tot die 18de Augustus. Ja, so daar gaan ons ook Werk hier. maar Cancel. praat sal seker maar by kindervoeding ook 'n draai maak, maar ons gaan nou meer oor die swangerskap gedeelte praat. Maar nou ja, so dit is interessante temas. Nee, Nicoline, ek is baie trots op julle. Okay. En dankie vir al jou Dis met sy bydraes coaching. en inspraak in mense se lewens. Julle verander mense se lewe vir die positief. En ja, daai before foto's, ek sien uit before en after foto's, ek sien uit om dit te ontvang. En dankie dat julle altyd so bereid is om dit te deel met ons. Waardeer julle. Wat dink jy, BS? Moet Ja, ek nee, 5 dis 'n soos strict form of as ek doen net soos een persoon se lewe average kan pull-ups verander, hoekom nie? As dis 'n mylpaal. Ja, absoluut. Nee, ek is baie trots op julle. Is daar nog ietsie wat jy wil sê, Nicoline? Nee, dit is eers vir nou, dankie. Kobus. Baie dankie, Nicoline. Nou sê, so kom ons hoor 'n bietjie daarso wie wil graag volgende praat. En kom ons hoor 'n bietjie daarso. Santi en Sandra is ook hier so. Hallo julle. Ek is so bly julle is hier so. Heinz, jy kan gerus praat. Baie dankie dat jy hier is. Dankie Kobus en dankie Nicoline vir jou getuienis nou oor So jou goeie vorm. Ek het net nog met 'n vriend gesels en hy het gesê hy sal graag hierdie wil doen. En dan op, so geen Maar hy weet moment. nie of dit goed sal wees vir sy Jy kinders moet 35 sy doen. kinders om dit te doen. So Good dis 'n bietjie gesels daaroor, maar hy het gesê hy gaan dit vanaand inluister. So ek hoop nou het jy die eerste deel gehoor. Ja, En ek dink omdat daar mense is wat inluister, dink ek 'n mens moet net noem dat ons het keuses soos enige ander aspek in ons lewens ook. Ons weet egter nie altyd wat is reg nie, want daar's soveel misinformasie en Nicoline het ook daaraan geraak. Nou die effekte van verkeerd eet is nie dadelik sigbaar nie. Toe ons jonk was ons nie veel geplaas daaroor nie. Jy fokus op ander goed. En dit bou op. Ja, oor julle. tyd. Ons Skus, vind ek kyk baie net vir die keer chat, baie maar keer eers reg later uit watter skade engagement was vanaand ook baie goed. 'n Ek Great eerste live. So as ek voorheen Dan op 4000 likes, so lank al die carnivore spam daai like button. Sodra ons op 4000 En is, dit is ook dan 'n nog goeie 10, keuse om jou nog gesondheid 5 te strict form bevorder pull-ups. of om dit totaal terug te neem. Soos wat nou met my gebeur het ook en wat ek glo baie van die ander vriende vanaand ook gaan oor getuig. ja. Nee. So elke persoon se geskiedenis Yes, en ek situasie is is nie uniek. regtig seer nie. Ek is En daar moet unieke aanpassings gemaak Ek het in die word, soos begin Kobus ook altyd met die sê, dips vir gevoel elkeen soos om hier, optimaal te tot wees. die einde, maar my liggaam is al gekondisioneer om vinnig te recover, so ek kan daagliks oefen.
Hy sodoende die regte daagliks oefen en vinnig recover. So ek is baie dankbaar daarvoor. Het maar 'n paar jaar so Ja. gevat om daarby uit te kom, Jy maar moet weet hoekom jy 'n sekere ding doen, want dit help jou om jouself te motiveer met daarvoor. 4000 Ja. Die ander ding wat ons baie likes, keer hoor is dat mense is pull-ups. kom ons noem dit skepties en optimisties. Jy wat, net Hulle vir- weet net vir dit pret. kan dalk goed wees, maar hulle is Kom ek doen 'n skepties daaroor. handstand, hè. Want dit is so verskillend van wat 'n mens ken. Net soos een uit lekker geskiedenis handstand uit en wat ons op altyd live. vertel is. Ja. Maar ek dink dit is goed dat ons hierdie lives hou, want dan hoor mense van die coaching vriende af direk, wat is elkeen se wenne? So in my geval, ek het baie gesukkel met inflammasie reg deur my lyf. Dit het gewys in seer tandvleise en seertjies in die mond en inflammasie in my rug. Ek het 2 rugoperasies gehad en 'n redelike lang lys goeters. Ja. Goed het ek nou nog agterkom en ek glo ek gaan nog steeds bly agterkom wat verbeter. Ek het 1 Februarie begin met die carnivore en ek besef nou net dit is amper 6 maande, is 'n paar dae van 6 maande af. Ek kan dit nie glo nie want jy kom dit nie eens agter. Ek het dit glad nie Dis nou agtergekom pret en ek gewees. eet lekker. Ek geniet die manier waarop ons eet as carnivore. Hm. So my inflammasie is weg. Dit was in daai eerste week so drasties beter Was. geweest dat ek nie meer die 3 keer 'n week fisio nodig gehad het na my rugoperasies nie. Ek het 1 keer gehad daai eerste week en nooit weer daarna vir my rug nie. Ek hanteer stres baie beter, my beweeglikheid en is reg mobiliteit is bezig, baie 100%. beter as voorheen. Daardie angstigheid Wie vir die lives bietjie stiller vanaand. Dit in die lewe gebeur. Teenoor Dan net die mens gister. baie keer 'n bietjie op en af Maar ek mind dit ook glad nie. Daai gebeur glad nie meer nie. Share die live dalk vir Ongeag die vir stres broer en ma, situasies nee, nie, dit lekker goeders, mens actief hanteer dit net baie beter. dit help die algorithm push. Daar's seertjies agter op my nek gewees wat Double tap. weg is. Ek het dit ook 'n tyd terug Double tap. eers agtergekom. Double tap. Mense let mos nou nie heeltyd op na die goed nie. Ek het van die eerste week af nie meer hoofpyne gehad nie. My breinhelderheid is baie beter wat vir my baie belangrik is in my werkomgewing. Ek het nie waterretensie meer nie, so daai geswelde enkelstorie is weg. Lewerkrampe is weg. Ek het 'n skerp en 'n volhoubare fokus. Baie beter energievlakke weet jy wat? en ek het al 'n paar keer gesê maar Kobus elke keer beter as 25 was. Ja, ek sien weer dubskap. Ek weet nie wat ek doen nie. Ek staan hier asof ek niks het om te doen Dan nie. Maar my bloeddrukmedikasie Ek het is dit goed amper om te weg. doen. Ek gebruik nog nou en dan iets wanneer nodig. Ek is sensitief vir die sout met tye en dan gebruik ek maar weer die bloeddrukmedikasie. Maar net 'n bietjie daarvan is omtrent dis nie eens 'n kwart van wat ek voorheen gebruik het nie en my bloeddruk is onder beheer heeltyd. Ja. Ek gebruik nie meer kroniese asma medikasie nie. Ek gebruik geen van die vorige aanvullings en goeders meer nie wat my baie geld gekos het voorheen. nee. Ek het dit glad nie nodig nou meer nie. Ek het geen cravings vir wat ek voorheen nooit sonder kon klaarkom nie. So suiker en daai goed pla my glad nie nou nie. Lekker goed aardappels. Ek was stout oor daai goed gewees en dit pla my nou glad nie dat ek dit nie gebruik nie. Ek het vanoggend vir Kobus laat weet, ek het sulke vel plooie gehad onder my voete. Reg agter die bal wat agter daai ronde gedeelte wat agter mense groot oor is. Ek moes gereeld die goed skuur en ek kom nou onlangs agter dat die goed is nie meer daar nie. My vel daarso is so glad soos 'n baba se boutjies. Dis net weg daai goeder. So ek kan dit nie toeskryf aan carnivore nie, maar dis al wat ek verander. So ek was ook elke jaar tydens winter siek met bronkietes, ander klere ek inkry. kroniese kuggie gehad vir baie lank na die winter nog. Hierdie jaar was ek nog glad nie siek gewees nie. Dit Maar lyk ek begin bad. met carnivore nog glad nie siek. Dit lyk terrible. So in terme van massa en goeders, ek is 21% af van my Maar net oorspronklike 'n wit massa. lig. So ek het dit verloor. So 27 kg op hierdie stadium en ek het lanklaas geweeg of gemeet op die omtrek, maar die laaste wat ek gemeet het was ek 20 cm af van omtrek. So dit maak 'n groot verskil. Mense klere is heelwat kleiner en gelukkig het ek nog 'n klomp van die ou klere in sakke gehad wat ek kan gebruik. Maar ek het tipies Lost broeke van 'n connection, 48 met of 46 grootte gedra. Wat gaan Ek is nou af na 38 toe en ek het nou begin om my 36 grootte broeke te kry. Ek het nou die dag een in 'n ou sak gekry en dit ding pas. Hy's nog 'n bietjie styf, maar dit is 'n groot verskil vir my. So ja, dis so ja. my storie. Ja. Ek kan dit nie sterker aanbeveel vir enigiemand nie, regtig. Die getuienis spreek vir itself. Ja. Ja, nee, baie dankie Heinz. En ja, dankie vir die manier wat jy ook die coaching met my doen. Heinz het spreek baie in ons bootcampe in en ook in my lewe in en maak baie goeie voorstelle en klankbord goeders met my. En ons het nou 'n hele paar bootcamps wat hy geïnisieer het. Ons het nou die carnivore riglyne en lesse geleer bootcamp wat die 9de en die 12de Augustus aangebied word. En dan ook die voete bootcamp wat die 23ste en die 26ste Augustus aangebied word.
So dit is alles wat hy voorgestel het. So ek sien nou nogal uit daarna. Ja, maar baie geluk Heinz met al daardie prestasies, 27 kg af, 21% van jou massa of vetpersentasie massa wat jy bereik het, target gewys en ja, af na 'n 36 broek toe, vir 38 broek, jy weet, en wel gedaan, dit is net wonderlik, en al die ander prestasies ook, insulienweerstandigheid wat aan die weg gaan is, vir die grootste gedeelte, inflammasie wat weg is, gout wat weg is, beweeglikheid, ja, dit is wonderlik om dit te sien, dit is net fantasties man, en life is baie stil vanaand. Dit is eintlik so, as mens so mooi daaraan dink, jy weet, in so kort tydperk, Heinz, wat het jy alles al reg gekry? Dit is fenomenaal, jy weet, daar's geen medikasie wat mens kan koop, wat dit kan regkry nie, jy weet, en dit is soos lewensveranderend, dit is regtig lewensveranderend, dit is, weet, soos, julle weet, Heinz is 'n ingenieur, en sy brein is vir hom baie belangrik, en dit is soos ek vir hom gesê, dit gaan nie eens vir my oor die pyne en al die tipe goed nie, dit gaan oor dat hy sy skerpheid behou vir sy werk. Jy weet, dis waaroor dit gaan. Kom ons. Ja, Heinz, baie dankie, kragtige getuienisse daarso, en baie dankie vir dit. Kom ons hoor bietjie daarso, wat sê Nicolien, jy kan gerus weer inkom. Ekskuus, ek wil net gou noem aan die luisteraars wat graag hulle kinders dalk wil karnivoor. Dis nie te sê as jou kind in die skool is, jy moet 'n ongesonde kosblik pak nie. Daar's baie resepte en idees om vir jou kind 'n karnivoor kosblik te pak. Ek weet ek is nou by die huis, so ek kan sien wat my kinders eet en dit, maar dis nie, jou kind het nie die brood en die vrugte en die yoghurt en al daai goedjies nodig in 'n kosblik nie. Daar's regtig baie oulike resepte wat jy vir jou kind in 'n kosblik kan pak, wat karnivoor doeltreffend is. Ja, want ek voel net dit is baie belangrik. Dis ons ouers se verantwoordelikheid om ons kinders gesond te hou en hulle reg te leer. So ja, daar's regtig baie oulike idees wat jy vir kosblikke kan pak as jou kind in 'n skool is. Ja, nee, verseker, baie dankie Nicolien. Ja, dit is belangrik, jy weet, op die einde van die dag, as mens dink, wat is die alternatief? En soos jy al in baie bootcamps gesê het, jy weet, al die nonsens wat kinders eet, en dan wonder ons, hoekom kan ons kinders nie konsentreer nie, en ons wonder, hoekom kan ons kinders, wat hulle sê, hierdie aandag-afleibaarheid het. Sê aandag-afleibaarheid, die is net suiker, in my opinie, jy weet, hulle is absoluut net oorlaai met suiker, en soos ek jy weet, nou vir Joanne sê, in 'n coaching sessie, vir haar en Jacques, dat ek het 'n video, wat ek nog moet maak, ek het vandag, was ek daar in 'n apteek gewees, en ek het 'n foto geneem van 'n USN produk, wat groot staan, suikervry, maar, toe ek die produk omdraai, toe hy sugaralose in. Jy weet nou, sugaralose is 600 keer soeter as suiker. 600 keer soeter as suiker, maar hulle adverteer sugar-free. Jy weet? En dan is daar nog ander goed soos flavoring, wat daarin is. Wat is flavoring? Wat kan flavoring beteken? Jy weet, wat is dit? So ja, in elk geval, nee, Nicolien, ekskuus, ek jou mikrofoon net gemute, jy kan weer gesels, kom maar gerus in. Ja, as 'n mens nou dink, as 'n mens nou dink in die oggend as jou kind opstaan, jou kind kry koffie wat dalk suiker bevat. So daar's die eerste ding, jy pomp jou kind vol suiker. Wat eet jou kind vir ontbyt? Dalk hierdie bokspappe of mieliepap met suiker en botter. Ek meen, daar boost jy jou kind met nog suiker, dan kom my kind by die skool, my kind kan nie konsentreer nie, want hy het nou al reeds 'n oorvloed van suiker in, ja. En daar stem ek met jou saam, Kobus, oor die ADHD, weet jy wat, kinders word te veel vol slegte goeders gepomp, en dan word dit alles gesien na ADHD toe. Ja, daar is kinders met probleme, met regte probleme,
Maar gaan vat die suiker weg, gaan vat die stysel weg en gaan kyk hoe gaan jou kind se konsentrasie verbeter. Hoe gaan jou kind begin luister in die klas? Want baie keer sê hulle, hierdie kind het nie ore nie, maar hoekom het die kind nie ore nie? Want hy is vol energie gepomp. Hy is vol van die verkeerde energie gepomp. Ja. En dit is heeltemal verkeerd. Kinders kry koeldranke, gaskoeldranke in vir skool. Ja. Geef jou kind 'n bottel water. Dis die gesondste ding vir jou kind om te kan drink en om daai brein te aktiveer en laat hulle kan konsentreer. So ja, nee, die kinders word vol verskriklike goeders gepomp maar dit is ons ouers word nie in kennis gestel daarvan nie. Weet, as die ouers gaan sit en bietjie gaan lees wat alles op daai bokse staan en op die botteltjies staan, hulle moet net 'n bietjie gaan tyd vat en gaan lees wat alles daarin is. Hulle sal baie geskok wees. Ja. So, ja. Nee, verseker Nicolette, nee, dit is baie waar wat jy sê. Ja, Sandra is ook hier, so ek sal graag bietjie met haar ook nou wil praat. Andre, jy moet ook inkom. Ek sal nou vir jou 'n geleentheid gee. Kom ons laat jou net gou praat, dan kan jy inkom. Jy sal sien daar so 3 kolletjies. Jy moet net altyd jou hand se opsteekknoppie kry aan onderkant. So het hy hom. Fantasties. Alright, so nee, goed. Joanne, jy kan maar gerus praat. Dankie man. Goeienaand luisteraars, goeienaand al die vriende en familie, want dit is nou al familie van ons, nê? Nou ja, Kobus, ons het so pas 'n sessie met jou gehad en ek admireer jou tyd en dit wat jy vir ons ook doen op die Carnivore. Mense moet net 'n pad saam met jou begin stap, hoe vinniger hoe beter. En dan gaan hulle ook weet wat ons weet, nê? Nou ja, ek net so vinnig in 'n netedop net vir julle. Ek wil eintlik net 'n bietjie positiewe dinge noem. Ek het nou sopas besef ons is 848 dae amptelik op die Carnivore vandag. En dit na 4 maande wat ek wou opgee, julle. Ek kan net nie dink waar ek sou gewees het as ek dit toegelaat het nie. Te danke aan Jock wat my so wonderlik ondersteun en deur alles. Soos ek altyd sê, hy het maar net saam in die bootjie geklim. Ek is die een wat so siek was en hy het maar net ingespring en ek dank die Here vir daardie man elke liewe dag in my lewe. Nou ja, om terug te kom by die goeie positiewe dinge wat ek nou amptelik na 2 jaar agtergekom het is, wow, dit is amazing. Ek het nie gedink ek gaan daarby uitkom nie, want ek het baie inflammasie gehad in my liggaam. So weer eens gaan ek dit sê, jou liggaam gaan eers genees, of dit nou 1 jaar vat, 2 jaar vat, 3 jaar vat dalk. Jy gaan by jou resultate uitkom. My naels en hare het ook so begin groei, ewe skielik. Ek was onder andere by die tandarts gewees nou in die week, of van laas week. En ek was voor laas week 3 jaar laas by hom. En hy het my gesê, ek kan nie glo my tande lyk so mooi nie, so iets is besig om nou my mond te gebeur, waaroor ek baie dankbaar is, want ja, ek was maar een van daai wat altyd maar slegte tande gehad het. Ek moes gereeld by die tandarts wees, en dinge is nou besig om te herstel. So, dis klein punte daarop vir mense, maar as jy met 'n probleem sit, ek meen, jou hakke, jou vel, ek kan getuig daarvan. Spatare. Ek het lelike spatare op my bene gehad en dit is nog nie weg nie, maar dit is baie ligter. Energievlakke, brain fog. Daar's eintlik so baie, en ja, die ander pluspunt van die tande ding is, hy het geen plaak op my tande gekry nie, en dit is as gevolg van die feit dat ek nie meer suiker en kaaps eet nie, soos die Carnivore weet. Dit is eintlik die goed wat die bakterieë en die plaak en alles op jou tande veroorsaak. Ja, dit is ja, en dan die enigste pil waarop ek nou huidiglik nog is, wat medikasie aanbetref, is my hormoonpilletjie. En dan moet ek ook by sê die gospel, want ons kan nie in die oggend opstaan as ons nie ons gospel gedrink het nie, julle. So laat dit ook 'n baie groot motivering wees vir almal, want dit loop saam, hand aan hand met Carnivore. Baie mooi gestel.
Ja, Joanne, nee, ek is so dankbaar. Ek sien so uit na ons live. Ek en Joanne en Jacques gaan weer 'n live doen, 'n onderhoud. Nie hierdie Vrydag nie, volgende Vrydag. Dit gaan 8:30 wees. So met ander woorde, nie nou Vrydag nie, die Vrydag op dit. En ek sien so uit na daai gesprek. Ek is hierdie Vrydag 5:00 is ek live saam met Okkie en Leni. Ja, hulle is ook al 2 jaar en 5 maande op die Carnivore. En ja, Okkie en Leni, soos julle weet, Okkie het sy MSA omgekeer, sy tipe 2 diabetes omgekeer. MSA is soos Parkinson's en Alzheimer's tipe van. En ja, in elk geval, hulle is sendelinge, so ons gaan met hulle praat weer. En dan, ja, en ek is net so trots op jou en Jacques. Ek het nou, ek sê vir Joanne en Jacques, hulle is soos bull terriers, hulle byt net vas. En hulle is al so lank op die coaching en is regtig al soos familie. En dit is lekker, dit wys vir my, dit is vir julle belangrik, ook die feit dat julle op die lives is en op die bootcamps is en al so baie keer onderhoude met my gedoen het. Julle getuienis, jy weet, veral as mens praat oor angs en depressie, baie mense sukkel daarmee, Joanne, en jy weet, jy was op medikasies gewees, jy was in staat om dit te kon stop, samewerking met jou dokter. Mens moet nooit medikasies, veral daai tipe medikasies, moet jy nooit stop sonder jou dokter se samewerking nie. Dis baie gevaarlik. En, by the way, Carnivore, as jy Carnivore begin doen met daai tipe medikasies, moet jy absoluut jou dokter daarin ken, want ketose beïnvloed daardie tipe medikasies kwai. Maar jou insulienweerstandigheid gaan weg. So, ja, Joanne, en soos jy maar altyd sê, jy was bedlend gewees en jy is daar uit, nee? Jy kon opstaan en ja, so fantasties, aktief, werkend, baie hardwerkend en vol energie, fantasties man, ek is so trots op julle albei. Nee, Kobus, baie dankie, waardeer, en ja, soos ek sê, dankie vir jou ook, weer eens. Nee, dit is lekker, julle maak dit maklik, ek stap net saam en ek maak die videoetjies en ek vier net julle wenne, so dit is so lekker om dit te kan doen. Nee, baie dankie Joanne. Kom ons hoor 'n bietjie daarso, wat sê Andre, ek is so bly jy's vanaand hierso. Dag Kobus en al ons vriende en almal wat inluister. Sê. Betrou van julle, betrou dit 'n lekker aand hier saam met ons. Ja, as ek so luister na Nicoline en ek luister na Heinz en ook na Joanne, dan luister ek weet al, besef ek weer eens, en ek het dit vroeër vir jou ook genoem, Kobus, ek dink 'n mens kan daar begin. Niks in die lewe is toevallig nie. Ek glo nie aan toeval nie. Ek dink elke ding het 'n plan. Elke ding in die lewe het 'n doel, en mens kom in mense se lewens en oor baie kyk as 'n mens met ander mense. En ek het ook vir jou gesê, die feit dat ek by jou gekruis het, was vir my 'n geestelike aspek, want ek het daaroor gebid 3 jaar terug. En ja, as mense so luister na die Colleen, dan wil ek ook sê, weet jy wat, ek dink nou weer eens so aan. Ek het ook gesukkel verskriklik met na my galblaas uitgehaal het met baie suur, en ek meen, as iemand is wat Gaviscon gedrink het, soos wat ons koffie drink, dan is ek wel daar in daai kategorie, want ek het baie daarmee gesukkel, en nou ja, dit is daarmee heen. Ek wil net noem my kort storie. Toe ek nou 2 maande terug, net bietjie meer as 2 maande terug, het ek nou by Kobus, het ons paai nou gekruis, en ja, ek het begin met die Carnivore leefstyl, en waarvoor ek baie dankbaar is. Soveel, so ek het regtig, ek het dit al genoem, ek is nou 3 jaar terug wat ek bitter siek was, eintlik as ek nie veronderstel om hier te wees nie. Die Here het my baie genade gegee. Elke dag wat ek het is 'n genadedag, en ek is elke dag dankbaar vir die geleentheid om hier te wees. En dankbaar om hier te wees, dat ek het 'n wonderlike vrou, wonderlike kinders. Ek geniet my tyd saam met my kleinkinders, is so fantasties.
En 3 jaar terug is my kleinkind gebore, 2 weke terug, net 2 weke voor ek hospitaal toe is. So ek sal glad nou nie geken het nie. Maar ja, ek is deur die genade van die Here is ek 3 jaar terug na die hospitaal uit na 4 maande, so ernstige siekte, lang tyd in 'n koma. Ek het my niere het gaan staan. Ek was op dialyse, permanente dialyse. En my niere werk vandag 100%. Ek is af van dialyse af. Maar wat my gebeur het in 2 maande terug, toe ek by die Cardiofoor leefstyl saam met Kobus begin het, was ek nog verskriklik baie pyn in my bene gehad. En pyn aan die een kant, want ek het nog baie pynpille gekry, ek het nog verskriklik baie medikasie wat die dokters my gegee het. Maar ek het die pins en needles gehad, die goed wat, het is so sokkies op my voete gevoel, dood, maar bitter seer, moeilik om op te loop, en ek het nie balans nie, ek het baie geval. Ek het in die eerste 3 weke meer resultate gehad as wat ek in die 3 jaar gehad het, in terme van hoe my bene se pins en needles verdwyn het. Ek het nou die aand vir Kobus sê, Kobus, dit is nog net aan my regter toon liggies, en ek moet partykeer daaraan dink om dit te kan voel. En dan in my linkervoet, dis net in my linkertoon, het ek nog bietjie pins en needles. Maar dit is nie asof ek moet daaraan dink om dis nog daar, maar ek kan dit amper nie meer voel nie. So het my bene verbeter. Die betes Nicoline gesê het, spatare het verdwyn. My bloedvate voel ek in my bene het oopgegaan en my weefsels het verbeter. En ek het vandag toe gaan klim ek trappe, iets wat ek nie eintlik kan doen nie. Ek hang in 'n reëling langs die kant om trappe te klim. Het lyk baie nie baie mooi nie, maar dit is die geval. Daar het 'n vroukie na my toe gekom nou die oggend, toe ek in die gym was, sy sê vir my, ek ken haar van geen kant af nie. Toe sê sy vir my, weet jy, maar ek het 3 jaar terug gesien het, toe jy hierheen gekom in die gym in, en jy het amper met 'n loopring geloop. Ek het met 'n loopring geloop by die huis, maar in die gym het ek ingegaan met 'n krikke. En maar nou loop ek so fantasties. Die Here het regtig my voorsien, en daarom het ek vir Kobus gesê, Kobus, dis nie toeval dat ek en jy oor mekaar se paaie gekom het nie. Ek het 3 jaar te gebid, en die Cardiofoor het so 'n verskriklike, geweldige genesende effek op my liggaam gehad. Al daai wat Nicoline genoem het ek gehad, en ek het niks van dit nie. Ek het nog nie die effekte van my voete, en dit gaan al so goed, dat die dankbaarheid wat ek in my hart het, kan 'n mens nie in woorde sit nie. Maar dis daar. En die voorreg wat ek het om dit nou saam met my kleinkinders te geniet, dit is 'n groot voorreg, Kobus, en ek hoop die mense wat dalk nog bietjie twyfel en skepties is, so wat Heinz gesê het, bietjie skeptomaties is, daar's niks oor skepties te wees nie. Dis iemand nou die keer gesê het, doe dit net vir 'n maand. Jy sal in die eerste 3 weke sien wat so fantastiese, verrassende resultate mense liggaam toon. Regtig na die eerste 3 weke is fenomenaal. En dit is genoeg wenne om jou aan te hou vir die res van jou lewe daarmee. En Kobus, dit is 'n bydrae vanaand. Ek hoop dit is van iemand van waarde. Jo. André, dit is 'n kragtige getuienis, en dit is so wonderlik om te dink dat die Here het baie keer bid mens vir 'n oplossing. André, as ek myself kan vergelyk, ek het gebid, ek het pyn op my lewer gehad, en ek het gebid dat die Here dit moet wegvat. Maar die Here het Cardiofoor op my pad gebring, en baie keer is dit die antwoord, jy weet, en dit is wonderlik wat die Here vir jou voorsien het, en hoe die Here jou bewaar het, en ek is so dankbaar saam met jou dat jou niere 100% herstel het. Dit is wonderlik, dit is 'n groot getuienis. En soos ek jou ook maar in die coaching sessies al gesê het, dat
as mens karnivoor reg doen, dan gaan dinge reg, en ek wil vir jou regtig gelukwens met die manier wat jy die coaching met my doen, en regtig waar, dit is besonders, en hou net aan met wat jy doen, en dankie vir jou voorbeeld wat jy stel. Daar's baie mense wat nou identifiseer met wat jy nou gesê het, en wat sal graag ook hulle situasie omkeer, wat ook, jy weet, of rustelose bene het, of neuropatie het, en ja, bloedsirkulasieprobleme het, en allerhande pyne en so het, en nee, ek is so dankbaar saam met jou. Binne 3 weke het jy meer resultate gekry as wat jy in 3 jaar gekry het, en dit met die karnivoor dieet. Baie geluk, André, ek is saam met jou bly en dankbaar, en dankie dat jy hier is vanaand. Ek weet jy is baie besig, en ja, dit is wonderlik dat mens so in 'n kort tydjie daai resultate kan sien. Ja. Dankie Kobus. Dankie André. Ja, sure. Kom ons hoor 'n bietjie daarso, wat sê Amanda? Amanda, jy is so welkom hierso. Baie dankie. Dankie Kobus, en baie dankie vir almal se julle is regtig sterre. Ek is sommer trots. Ek ken julle nie, maar ek is baie trots op julle almal. Ons is nog jonk in die storie in. Ek dink gister was dit 2 weke amptelik gewees wat ons nou deel van hierdie storie is. En ek is nie spyt ons het dit begin nie. My seun het in 2 weke se tyd 9 kg verloor. My man het 3.5 verloor en ek het 4 verloor. En dis vir ons 'n wen, want 'n mens kan mos maar net 'n bietjie gesonder lewe, en dit is waar wat julle van die suiker sê en die tande gedeelte, dit is werklik so dat daai tipe goed op jou tande gaan sit, en dan het jy op die ou ende kry jy maar probleme met jou tande. Ek kan ook self sien, my tande is baie witter as wat dit was. Ek weet nie of ek my verbeel nie, maar daar's definitief verbetering daar ook. Ja. Maar ek is baie trots daarop dat julle almal so goed doen. Dit is regtig 'n baie belangrike ding wat ons nou mee besig is, en ek dink 'n mens moet dit ernstig opneem, en dit is soos mense sê, dis nou 'n verandering, 'n groot verandering. Die suiker ding het my nie gepla van dag 1 af nie. Ek het dit gevat nou man, dit was nou maar so gewees, en ja, nou proe die koffie lekker sonder die suiker. So ja, en ek is ook nou, soos die ander ou gesê het, die aardappel, ek was baie lief vir my aardappels, nou ja, dit moes ook nog laat staan het, en groente ook, ek het dit ook laat staan. Ja, so ek is baie lief vir groente en vrugte, ek moes dit alles laat staan het, en ek gaan aan, en ek is happy. Ja, Amanda, ek is so trots op julle al 3, en sê vir jou man en jou seun baie geluk, en ja, dit is so wel gedaan. Ja, en dankie dat jy ook vanaand hierso is, en jy sien nou, ons is 'n lekker klomp mense, en ja, hier kan jy lekkere gesprek voer en klankbord, en dit is net lekker om saam met jou daai wenne te vier, en soos ons paadjie aangaan, gaan jy nog die mense beter leer ken, en ja, en ons gaan jou getuienis of julle getuienisse ook mooi volg, en wat hierdie hele gesprek doen, Amanda, is dit hou jou aanspreeklik, want hier's nou 'n klomp mense wat jou situasie en jou nou leer ken, en nou weet jy, hulle ken jou, jy weet, of hulle leer jou ken, en dit hou jou ook so 'n bietjie aanspreeklik, jy weet, dat volgende keer wil jy ook nou graag 'n goeie rapport gee, en jy wil ook hoor hoe gaan dit met hulle, en so, en dis wat die coaching vriende voor is 'n veilige omgewing om lekker te praat. Okay, ons is nou live vanaand, maar op die Mindset Bootcamps praat ons nog meer dieper gesprekke, en ja, so baie dankie, Amanda. Is daar nog ietsie wat jy wil bysê? Nee, ek wil maar net sê, ek dink ook baie keer 'n mens moet nie vergeet van die Here aan jou kant nie. Jy weet, dit is baie belangrik dat 'n mens hom aan jou kant altyd moet hê. Maak nie saak wat jy aanpak of wat jy doen nie. Dit is baie belangrike deel van 'n mens se lewe. Mens moet regtig mooi opkyk en dankbaar wees vir elke liewe dag wat jy kan asemhaal. Ja, verseker. Nee, dit is so, Amanda, ek het vanoggend vir my seun gesê, jy weet, dat as jy, baie keer sê mens, ja, moenie goed oor my uitspreek nie, nee. Kom ons sê byvoorbeeld, iemand sê vir jou, ja,
my ma of my ouma of het nou 'n siekte toestand gehad, maar ek wil dit nou nie hê nie. Ja, dit is goed om nie daai goed oor jou uit te spreek nie, maar daar's ook 'n fisiese komponent. Jy moet reg eet. Dit kan by jou stop. Met ander woorde, jy hoef nie daai paadjie te stap noodwendig nie, maar doen jy jou deel? En Amanda, dit is die vraag. Ja, dit is goed om op die Here te vertrou. En soos Andrei gesê het, die Here bring mens, jy weet, oor mekaar se paadjies. Maar daar's ook 'n verantwoordelikheid op jouself om ook jou deel te doen. Jy weet, en ek dink dis waar reg eet inkom. So ek dink dit is baie belangrik. Baie waar. Ja. So kom ons hoor 'n bietjie daarso wat sê Louis. Hallo Louis, ek is so bly jy's hierso man. Nancy Kobus, hallo al die vriende en almal wat luister. Ek wil net van Amanda sê, sy moet nou nie vergeet van die tomatiesous en chutney en worcestersaus wat saam met die aardappels gekom het nie. Kyk, ek het daai goed eet. Oor alles, met alles, ja, dit was lekker. Maar dit was verkeerd en ek dink ons hoor dit by almal vanaand en uit my eie perspektief uit, weet ou het soveel goed probeer om gewig te verloor en jy moet gewig verloor want as jy net jou gewig kan verloor dan is alles sommer reg, maar ek dink nie dit gaan net oor die gewigsverlies nie. Daar's soveel meer omtrent dit. Die gewigsverlies is maar net 'n effek van dit wat jy verkeerd doen of reg doen. En jou hele liggaam genees en ek meen die ouens soos Andrei nou vanaand gepraat het, die eerste keer wat ek hom hoor, dis net fenomenaal hoe mense gesond word en genees word van goeters as ek so na almal luister. En dit was maar wat my gevang het aan die begin toe ek besluit het om die karnivoor te doen. Ek is nie baie groot nie, ek weeg tans 81. Die karnivoor begin doen het is ek net so onder 199.7 en ek moes besluit ek gaan op vakansie en ek kom terug oor 100 of ek sort nou myself uit en ek neem autoriteit oor my gesondheid. En dit is nou amper 600 dae terug en ek wil amper spottenderwys sê as ek 600 dae slaan, gaan ek daarna die Godfather restaurant in Pretoria, gaan ek daar 1,5 kg teebeen aanvat. Ek seker af ek sal ook al opeet. Maar dis sommer net so tong in die kies. So nee, ek het ook 'n paar wenne. Ek het die karnivoor 'n jaar lank alleen gedoen. Ek het maar ouens oor see gesien, hulle video's gevolg en so met tyd, ek dink eintlik nie, Kobus, ek het jou gesien Februarie 2025, dis 2 maande nadat ek begin het met karnivoor, het ek jou video's begin raak sien op TikTok, en ek het nou eers by Kobus aangesluit, einde van laas jaar, begin Januarie, en eintlik ook maar, soos Andrei sê, dis 'n besturing op 'n ou se pad, jy weet, by The World Needs a Father praat ons met die manne van 'n tafel van ondersteuning, en as jy nou 'n tafel sien met 'n klomp stoele om die tafel, is een van daai stoele is 'n coach, weet, life coach of enige coach, en ek het besluit, hoekom stel ek nie 'n karnivoor coach aan nie, en dis waar ek jou goed gesien het, Kobus, en met jou die gesprek gehad het, en nou is ons al amper 7 maande saam. Ja, ek is so dankbaar, Louis, en dankie ook vir jou inspraak in my lewe, en in elkeen van ons coaching vriende se lewe. Ja, en dit is wonderlik, 600 dae karnivoor, klomp wenne wat jy het, baie wenne, en voor ons na jou wenne bietjie kyk, wil ek net so bietjie praat oor daai woordjie wat jy gebruik het, autoriteit. Jy het gesê, jy vat autoriteit van jou gesondheid, en ek dink daarso lê baie krag in wat jy daar gesê het. Wil jy bietjie daaroor spreek? Nee, verseker Kobus, ek dink, weet, ou wil so tegnies raak oor hierdie goed, en jy wil allerlei kursusse doen, of ek moet 'n boek lees, of ek moet dit of dat doen, dat ek net 7 of 10 punte kan kry van wat is belangrik in my lewe, of wat is autoriteit, gee my 10 eienskappe van autoriteit, en ek dink, ons moet dit net begin leef, ons het dit klaar in ons, jy kan autoriteit vat, ons het een aand in die gesprekke, die ouens gepraat oor hou op rook, hoe hou mens op, en daar was verwys na sekere video's wat op die sosiale platforms beskikbaar is, en ek sê nie, daai goed kan nie bydra tot oplossings nie, ek bedoel maar net,
die oplossing lê by jou. Jy moet die besluit maak. Soos jy ook nou net gesê het, weet, ons het 'n verantwoordelikheid. En as ek vat waar ek was, voordat ek die karnivoor gedoen het, teenoor die kennis wat ek nou het oor karnivoor, ek was passief geweest. Ek het nie regtig ge-worry nie, of eintlik nie geweet nie. Jy het nou maar aangegaan, want dis hoe almal voel. Dus jy het nou maar bloating en jy het nou maar kopseer, maar almal praat oor, almal het kopseer, so dis die nuwe normaal. Jy doen nie regtig ondersoek oor hoekom jy dit het nie. Tot jy besef, maar ek het daai verantwoordelikheid en so vat jy autoriteit oor jou eie lewe. Dit wat ek in 600, dit wat ek in 7 maande saam met julle almal, jy en die groep geleer het, ja, is 'n enorme klomp kennis wat jou net so bietjie soos 'n geelvis laat stroom opswem. Jy swem nie meer stroom af nie. Jy begin vra, jy begin goed ondersoek. En ja, nee, dis ongelooflik. Baie dankie Louis, nee, wysheid wat jy daar spreek. Ek wil graag bietjie vir jou vra oor jou wenne, as jy so bietjie 'n paar van hulle kan opnoem asseblief. Ek gaan vanaand aan die agterkant begin en nie altyd by die voorste klomp nie, want ek kom nooit by die agterste klomp uit nie. Ek het nou net genoem van kopsere en ek het nie 'n idee waar die kopsere vandaan gekom het nie, maar ek het net nie meer kopsere nie. Sweibrand, daar ons het reeds gepraat voor sweibrand vanaand. Ek dink dit hou verband met die suurreflux. Ek het dit nie meer nie. Ek kan op my rug lê en slaap. Ek kon nooit op my rug lê sonder om 'n suurreflux te kry nie. Ek snork nie meer nie. Angs en spanning, ek dink Heinz het genoem, ou se liggaam hanteer dit beter. Ek is af van daai medikasie af. Breinfok, daai goeters is weg, meer energie. My rustende hartklop was oor 100 gewees. Hy's af. Hy wissel maar hy's af tussen 80 en 90. Bloeddruk wat geval het van hooggeel na normaal. En ek het verlang my bloeddruk gemeet. Ek het nou die aand my inligting gesoek, maar vir een of ander rede kry ek dit nie. Maar ek getoets gereeld 115 tot 120 oor 79 tot 85. En ek weet dit was baie hoër gewees as dit in die verlede. Ons het nou die dag het ek en jy gepraat oor urine. Daai oormatige skuim in die urine is weg. Ek het baie nierstene gehad. Ek het elke jaar hier in die winter nierstene gehad. Ek het gedag dit was afkomstig van te min water in die winter. En ek dink so het my niere ook seer gekry. Ek het een insident gehad dat ek skoon uitgepaas het in die hospitaal van die pyn. En dis toe ek nou nog vir die dokter wag. Maar ek dink my niere het redelik genees. Ek het nie meer probleme met my niere nie. Ek het in alle geval nie meer nierstene nie. My laaste nierstene was net nadat ek begin het met die karnivoor, Desember 24, haar eerste 2 weke. Ja, toe het ek 6 nierstene afgebring en baie seer gewees, maar ek het nog nie weer teruggekyk na enige nierstene nie. So ek is baie gelukkig wat dit aanbetref. Mondhygiëne, geen tandvleise, bloeiende tandvleise as die tande borstel nie. Ons het verwys na die plaak op die tande, maar ook dan selfs geen koorsblare. Ek kan nie onthou wanneer laas ek 'n koorsblaar gehad het nie. Daar's geen oormatige speeksel of slijm in die mond wat afgeskei word nie. Veral nie oggend as hy opstaan. Het ek nogals daai probleem gehad. Sinusprobleme. Ek het net nie meer sinusprobleme nie, alhoewel ek vroeër die jaar so 'n bietjie van 'n verkoue gehad het. Maar wat ek daar geleer het is ek dink my weet jou weerstand, wat is die woord? Immuniteit. Immuniteit het verbeter. As ek vat, my bruid het baie siek geword, griep gekry, ek het net so ligte verkoue gekry. En ek skryf dit toe aan hoe ons eet. Absoluut. Nee, ek is met jou daarso. Nee, kragtige getuienisse hoor. Dit is geweldige 'n hele lang lys getuienisse. Interessant dat jy praat oor die nierstene. Ek het JP hierso op TikTok het nou juist 'n vraag gevra oor nierstene en die karnivoor dieet en jy het dit basies geantwoord. Jy weet wat die karnivoor dieet doen is hy vat eintlik jou nierstene, kan ek sê jou nierstene gaan eintlik kleiner raak met die karnivoor dieet omdat jy nie meer oksalate eet nie. Nou
80% van nierstene is oksalate, en dit is nou die donker tipe groentes en daai tipe dinge, en dan 14% van nierstene is urinesuur nierstene. Nou ja, jy moet karnivoor reg doen, en dis hoekom Louis uitgereik het ook, en ek is dankbaar, want as jy karnivoor verkeerd doen, dan kan jy urinesuur nierstene kry. Dit is moontlik. En daar's baie ander dinge wat ons eerder in 'n coaching sessie sal oor praat. Ons het ook die nier bootcamp gedoen. Santi is ook hierso. Santi, jy kan ook gerus praat vanaand oor haar niergetuienis wat ook 100% herstel het. Andre het ook nou sy getuienis gegee, sy niere wat 100% herstel het. So, dit is wonderlik. Skus, ek het net jou mikrofoon gemute, Louis, hy het so 'n bietjie geraas. Jy kan weer inkom. Nee, is reg, Kobus, ekskuus, ek het geskuif vir Jan. Ja, ek wil net terugkom na wat jy gesê het van die urinesuurvlakke en dis wat ek bedoel het. Ek het 'n jaar alleen die karnivoor gedoen en dit het relatief goed gegaan, maar toe ek met jou begin gesels, my urinesuurvlakke was hoog geweest en jy het 'n hele paar aanpassings gemaak. Maar ek wil net vinnig hier na 'n paar goed verwys wat ek verkeerd gedoen het. Dis speserye wat ek saam met vleis geëet het in steede van net sout. Al hierdie bystings, hierdie lekker soetsouse wat jy op vleis het. So jy eet proteïene, maar jy smeer daai suiker lekker op jou stuk vleis. Wors met speserye, ek eet glad nie meer wors nie. Te min vet wat jy my mee gehelp het om meer vet te eet. En dan hierdie beef broth wat in die pakkies is, wat klaar gemaak is, wat jy net bygooi. Jy weet, dis klein goedjies, maar dis goed wat 'n impak het. En ongelukkig is dit deel van dit wat jy verkeerd doen. Ja. Versoete elektrolyte. Ons het daaroor gepraat. Ja, versoeters en koffie en beskuit is my dood. Ek het lank gesukkel en ek dink in Desember voor ek met Kobus begin het, was dit my grootste dood, was koffie en beskuit daai Desember vakansie. Alhoewel ek nie suiker gebruik het nie, ek meen daar's soveel suiker in beskuit. Maar ja, dit was maar net van die goedjies wat gesorg het dat alhoewel ek op die karnivoor is, my urinesuurvlakke baie hoog gebly het. Ja, nee, verseker, daar is soveel binnekennis, Louis, wat ons het, en ook soos in die antioxidant bootcamp, jy weet, toe ons nou oor die verpoeierde produkte praat, en die tipe goed, toe het ek weer eens besef, al die dinge wat ons weet, ek het nou ook vir 'n coaching vriendin en vriend gesê, dat dit wat ons leer op die coaching, en jy gaan nie dit sommer ChatGPT en Google nie, daar's baie goed wat nie 'n harde wetenskap is nie, maar wat ons geleer het, op 'n praktiese vlak, het ons op die binnekennis in ons groep geleer, en ja, dit is wat ons leer by mekaar, en ek wil ook regtig vir jou dankie sê vir die manier wat jy die coaching doen met my en met ons, en dat jy moeite doen om by ons in te skakel altyd, op die lives en op die bootcamps, en ons waardeer jou regtig, ook jou geestelike insette, dit is baie goed om dit te sien. Ja, Kobus, ek wil dalk net afsluit en sê met die vorige, ek het baie die Daniel vasgedoen, aan die begin van die jaar, maar meer ook oor geestelike redes, maar weet jy, ou doen daai goed alleen, en daar's geen verantwoordbaarheid nie, en ewe skielik as jy deel is van 'n groep, en jy moet jouself bietjie op die voorgrond plaas, dan is daar 'n mate van verantwoordbaarheid, en ja, dit help baie, nee, regtig, nee, dankie vir julle, en dankie vir almal. Dankie Louis. Nee, dit is soos jy sê, jy weet, dis daai ou gesegde van if nobody knows, nobody cares, jy weet, maar hier is dit nie so nie, en dis hoekom julle hande opsteek vir coaching, en dis hoekom julle die bootcamps bywoon en die lives bywoon, want jy kies, jy weet, en dit is so sukses wat in die middel van die tafel lê, wie ook al sy hand eerste uitsteek na daai sukses toe, gaan dit kry, en kan vir julle regtig geluk wens, julle is die top 5% karnivore in die land in my opinie, want julle sit vir so 'n lang tydperk en praat oor karnivoor, want julle is passievol oor julle gesondheid, en wel gedaan daarmee, regtig waar. Kom ons hoor bietjie daarso, Johan, ek is so bly jy's hierso, en Marisa, Johan, jy kan gerus praat. Goeienaand, Kobus, en almal. Nancy, hoe lyk die dinge? Nee, wat, aan die gang, ek het daarom nou vanaand hier uitgekom,
Mooi. Dis vir my eerste keer, ek is nou maar nog vars uit die blokke uit, alhoewel 'n mens nou maar, in my persoonlikheid het ek myself gesê, voor ek nou kan die vooraanpak in my lewe, moet my kop eers gereed wees, om die kopskuive, wat daarmee gepaard gaan, te akkommodeer, want, jy weet, kos is deel van 'n ou se lewe, van jou kultuur, van wie jy is, en so baie konnotasies wat 'n ou aan kos het, en sekere goed wat jy eet op sekere tye, en wat jy net nie genoeg van kry nie, so, ja, vir my op hierdie stadium is dit maar 'n kopskuif waarmee ek besig is, en, jy weet, om nou te luister na almal vanaand, besef 'n mens maar net, jy weet, as jy jou kopskuif gemaak het, en jy begin jou, dit wat in jou kop, hoekom jy sekere kos eet, hoekom jy suiker kry, hoekom jy, as jy goed is begin diskonnekteer in jou kop, jy weet, vandag het ek nou weer, ek dink het was vir jou vanmiddag genoem, 'n groot behoefte gehad aan, jy weet, ek wil my kok gekoop het om te drink, nou dit klink eenvoudige ding, maar, ek het net besluit, ek diskonnekteer daai konnektasie in my kop, en ja, dis 'n fisiese ding ook, maar vir my, voel ek nou eerste keer in my lewe gereed, om 'n hele transformasie, en 'n uitkyk rondom kos te hê. En dit het nogal, jy weet, as jy kyk, en jy praat er nou vanaand van die Here en so aan, so, ek is ook 'n Christen, en jy weet, Jesus het vir 3 dae in een gepraat, en toe besef hy, maar die mense is honger. Toe daar een kind gewees met broodjies en visies, so, en ons ken die storie. So op een van die dag, jy weet, jou hele konnektasie en jou binneste, jou innergesprekke, baie keer het ek myself gesê, as ek net hierdie dag kan kom, met vanaand gaan ek byvoorbeeld vir my 'n broodjie maak, en ek gaan hom dik smeer van peanut butter, en ek gaan hom lekker piesang opsit, dit was altyd my treat, en dan gaan ek my dik eet daaraan, want dit is 'n emosionele ding wat jy maar net het. So, jy weet, vir eerste keer in my lewe is ek nou gereed, om afstand te doen van daai, noem dit nou maar idols in my lewe, want dit was maar 'n tipe van afgod wat jy heeltyd aan kos dink, heeltyd aan kos, jy weet, dink heeltyd aan kos, hoe gaan jy hierdie goed bevredig, en ek besef net, ja, dit is vir my 'n groot eye-opener, en ja, dit is soos jy loop die water, jy weet nie wat gaan kom nie, jy weet nie hoe die liggaam gaan reageer nie, jy weet nie, maar wat ek wel kan sê is, jy weet, ek sal nog nie sê ek het fisiese wenne nie, maar ek het baie emosionele en sielkundige wenne. So, ja, baie dankie Kobus, en het is goed om met mense te praat, wat dieselfde pad stap, en jy weet, skouers te skuur met mense wat reeds die kopskuif gemaak het, want op een van die dag wil 'n mens nie net 'n kortstondige ding hê, en nadat jy 'n paar maande op dit was, nou val jy terug. Nou tel jy weer kilos op, en jy raak weer terug in jou gewoonte, en jy sneek maar hierdie dingetjie in, jy sneek daar 'n ding in, jy weet, ou wil 'n lewensverandering maak. So amper soos 'n ou wat radikaal by die Here uitkom, dis maar vir my dieselfde effek, maar dis nou net op 'n ander vlak. Maar tog is ons een mens, so dit is om my ervaring in die afgelope tyd wat ek nou het, so dankie dat ek dit maar kon deel. Baie dankie Johan, ek is so bly jy praat vanaand. Ja, vir die wat nou nie weet nie, Johan is Marise is sy man, en sy doen ook baie goed met die karnivoor dieet, en ja, sy is ons dierkundige vriendin, maar Johan is natuurlik nou korter op die karnivoor, en ons is dankbaar hy is hierso. En Johan, om regtig saam met jou te stem wat jy nou gepraat het, daar's 'n kopskuif wat gemaak moet word, en ek is bly jy het dit so gesien, en dit is wat die ouens op TikTok en Facebook uitop mis, as hulle nog nie coaching doen nie, hulle probeer hulle op hulle eie stoom karnivoor doen, en ek hoor baie keer van hulle, dan het hulle karnivoor net so 2 weke lank gehou, of 3 weke lank gehou, want daar's nie daai commitment nie. Nou jy is nou deel van 'n coaching vriende groep, jy gaan hierdie mense beter leer ken, en jy word hulle gemiddeld, glo my, jy wil hierdie mense se gemiddeld word, jy wil Andrei en Heinz en Johan Maree, wat hierso is, se gemiddeld word, jy weet, en Jacques en almal wat nog hier is, en dit is hoe dit is, jy word soos die mense met wie jy assosieer, en soos ek nou gesê het, regtig, ek bedoel dit uit my hart uit, julle is die top 5% karnivore in die land. Hoekom? Want wie ken julle nou wat vir 2 ure lank
op party mindset bootcamp sit en praat oor carnivore. Jy weet, dit is net, hoekom is dit vir julle so belangrik? Wat laat julle terugkom? En die feit is, dit is daai projek wat ek altyd van praat. Daar's 'n projek waarmee jy besig is en hoe dit werk is, jy vat jou naam en jy sit net die woordjie projek agteraan. So kom ons gebruik jou nou as 'n voorbeeld. Ons is besig met die Johan projek. Nou al die ander projekte wat jy in jou lewe het, jy weet, of dit nou studie is, en of dit nou werk is, en of dit nou 'n geestelike roeping is, al daai projekte, of dalk is dit 'n verhouding projek, jy weet, 'n gesinsprojek, of wat ook al daai projekte gaan nie lekker uitwerk as jy nie op 'n goeie plek is, as die Johan projek nie op 'n goeie plek is nie. En dit is hoekom dit belangrik is, jy weet, jy het oor baie goeders, baie raak geslaan, maar ek wil ook vir jou sê, daar's ook 'n fisiese komponent daaraan, en ek en jy het daaroor gepraat in ons laaste coaching sessie, wat ons moet besef, daar's bakterieë, wat suiker gedrewe is, en stysel gedrewe is, en dan is daar die proteïene en die vette bakterieë. En jy het absoluut vandag reg opgetree deur te kies om nie daardie suikerbakterieë te voer nie. En ja, nee, maar baie geluk met jou prestasie so ver. Ons is baie trots op jou en ons is so bly jy saam met ons hierso. Ja, so jy kan maar gerus weer praat, Johan. Skobus, ja. Nee, Maries die groete. Jy weet, sy het nou die ding aangepak en ons as 'n gesin, jy weet, is ook nou besig om ons mindset te change, veral met die kinders ook, jy weet, ou probeer en om hulle mindset te kry dat, jy weet, vleis gesond is, eiers gesond is, dat, jy weet, dat nou begin hulle ook al minder en minder vra vir vrugte en vra vir suikers, jy weet, hulle, so dit is vir 'n hele gesin om een slag change, jy weet, dit is nou waar ons nou besig is om die skip te draai. So, nee, dit is waar wat jy sê, daar's definitief 'n fisiese komponent, en die oomblik as 'n mens besef, jy weet, ek is nou nog net, ek gaan myself die tyd maak en gun om al die video's te werk en die inligting te bekom, jy weet, nou, woorde word nou rondgegooi, wat my bietjie omgooi, wat ek altyd verstaan nie, maar my brein sê net vir my, bly weg van daai goed, moet nie eet nie, eet nou net reg. Hoekom wil ek nie nou eers uitfigure, dit gaan my te lank vat. Ek weet net, ek voel net goed, as ek gesê het, ja, weet jy wat, ek kon nou nie gesê het vir hy kook. Môre is 'n nuwe dag, môre is daar weer nuwe dinge wat oppop. Môre is ou weer emosioneel gelaai, dan is jy nie weer lus vir iets, dan moet jy weer die keuse uitoefen. Absoluut. Maar jy weet, net om te besef, dit is 'n lewensveranderinge omstandighede, en ek sien uit na dinge in my lewe wat gaan begin regkom. Jy weet, ek is net hier in die beginfase, ek is nou maar so ou wat atleet wat hekkies hardloop, ek het nou net die blok uit weggespring, is nog nie eens oor die eerste hekkie nie. Ek kan nog nie sê daar's 'n groot oorwinning op pad nie, maar ja. Jy weet, maar dit is ook 'n groot inspirasie vir 'n mens om vas te byt, jy weet, want die versoekinge is reg rondom 'n mens, en jy kan nie altyd weghardloop daarvan nie, maar jy moet leer om dit goed te inkorporeer met vriende, as jy nou gaan braai, of jy gaan eet saam met hulle, jy weet, jy hoef nie snaaks te wees nie, jy kan nog steeds dit geniet met dit wat jy het, so dit is, jy weet, wat ek hou van hierdie manier van coaching is, dat, mense het altyd gedink, jy moet 'n movies 'n groot budget hê, jy weet, maar as jy nou eintlik gaan vat, die coaching is nie so, die carnivore is nie so 'n duur ding op te wees nie, ek dink dis wat jy ook vir ons wys, en dis wat ek waardeer, laat 'n mens nie net gedink dat jy wag dat jy enige genoeg geld het nie, maar dat jy nou al klaar met wat jy het, klaar kan eenvoudig is, want jy weet, of jy nou, die goed met ons nou minder koop, jy weet, spaar ons nou baie op, koop ons nou baie minder, ek loop in die winkel en besef ek, maar wat koop ek nou eintlik, as jy meer veel om te koop nie, so, jy stak het in my net die slag is met die goeie vleise, maar, ja, so, overall is ek dankbaar om deel te wees van hierdie span, van hierdie vriende. Baie dankie, Johan. Ja, jy het ook nou aan 'n baie belangrike ding geraak, en ons het nou gepraat oor die fisiese komponent, die biologiese komponent, maar daar's definitief ook 'n mindset komponent, en ook 'n geestelike komponent, en ek is bly jy het dit aangeraak. Jy het gepraat van
toe van die peanut butter broodjie en dit is soos 'n idol amper gewees. En baie van ons het sulke goed in ons lewe gehad, jy weet wat jy's eintlik letterlik Kaap addicted. En wanneer mens oor die goeters praat, moet mens dit regtig sien vir wat dit is. Baie mense leef in ontkenning, hulle leef, jy weet, met oogklappe aan en of met 'n kous oor die kop. En jy moet goed sien vir wat dit is. En dit is soos jy dit vir jouself uitgemaak het, soos jy nou net gesê het, jy sien daai goed vir wat dit is. Jy sien daai suiker, jy weet daai Coke of wat ook al dit is. Jy sien dit vir wat dit is. Dit is goeders wat jou gaan seermaak. Jy verstaan dalk nog nie die biologiese terme, die groot woorde en al die goed wat ons altyd gebruik in die bootcamps nie. Maar jy weet in jou binneste, hierdie goed is nie goed vir my nie. So jy sien dit vir wat dit is. En dit is wat ek altyd vir mense sê, as jy daai deurbraak maak en dis wat die coaching lekker maak, is ek kan vir jou sterk redes gee, hoekom jy doen wat jy doen. En dan kom ek terug na daai ding toe van, if you have a strong enough why, you can overcome any what, jy weet. En dit is wat belangrik is. Maar kom ons hoor bietjie, wat sê Joanne? Joanne, jy kan gerus weer inkom. Hoi Kobus, ja, ek luister nou net ook oor die mindset storie en weet jy, ek kan getuig daarvan, soos ek vroeër gesê het, ek was 4 maande op die Carnivore en ek het nog niks positiewe dinge gesien of wat gebeur het buite in die breinvalk en inflammasie wat 'n bietjie opgeklaar het nie. En jy weet, dit is ook een ding wat Jacques ook vir my geleer het daai tyd is, hoekom het ek dit begin? En weet jy, ek het met daai mindset elke oggend opgestaan om vir myself te sê, hoekom het ek dit begin? So, jou mindset moet absoluut sterk genoeg wees en die Here het my gehelp ook om dit sodanig te kan doen. Want as jy regtig jou mind op 'n ding sit, dan gaan jy dit kan doen. En soos ek sê, weer eens, ek het die ondersteuning gehad. Maar mense wat nie die ondersteuning het nie, ons is daar vir julle. Want dit is hoekom ek sê, hoekom begin ons doen wat ons doen? Die oomblik toe ek begin agterkom, maar hoor hierdie ding werk, of iets het gebeur, dit is, 'n mens se brein kan dit nie inneem om te verstaan, hoe gebeur so iets nie. En dit werk, julle, dit werk. My mindset is nou al so, go. Brain fog het ek nie meer nie. Ek wens net ek kon vir julle fisies gesê het hoe ek gevoel het en vir julle fisies gewys het hoe ek gevoel het. En om te kom waar ons nou is, ek sal dit net uitskree. Carnivore. Want dit is 'n ding wat werk. Ja, Joanne, wat 'n kragtige getuienis, nê. En dankie vir daai entoesiasme wat jy en Jacques het. En ek bedoel, dis al 870 dae wat julle carnivore is, nê. Of 848 dae carnivore. En dit wys vir my dat hierdie ding is baie naby in jou hart. Jy weet, dit is lewensveranderend. Jy weet, soos ons maar altyd vir mekaar sê, hoe sou dit gewees het as julle nie carnivore gedoen het nie? Waar sou dit gedraai het? En ons is dankbaar saam met jou en saam met Jacques oor julle wenne en baie trots op julle albei. Dis net reg, dankie Kobus. Dankie Joanne. Kom ons hoor bietjie Johan Maree, baie dankie Johan dat jy hierso is. Goeienaand Kobus en goeienaand almal wat inluister. Dit is Johan en Nicoline van Nalboom. Ek wil net gou iets regstel. Ek het so vanaf van Nicoline gesê ons is 287 dae, maar eintlik is ons vandag 295 dae. So jammer vir daai fout wat ek gemaak het. En ja, nee, dit gaan regtig goed met ons Kobus. Ja, ek wil ook aansluit wat Johan gesê het by die mindset. Dit is 'n mindset wat 'n ou moet regtig doen en reg kry. So ja, 'n kort storieetjie. Ek is van die begin af cold turkey ingegaan. Ek het net besluit ek los al my suiker, al my spysel en ek is nog nie eendag spyt nie. Ek sal dit vir enigiemand aanbeveel. En
Ja, die wenne, daar's baie wenne wat sigbaar is en natuurlik is daar baie wenne wat onsigbaar is wat 'n ou se liggaam van binne af herstel. Maar ja, ek meen 'n ou kan sien jy verloor sentimeters, ou se vel word beter. Ek het al gepraat oor my hakskene en my elmboog wat skir was wat reggekom het, my hakskene wat ek gesukkel het wat altyd gebarste hakke was. Dit het reggekom, weet my hak het partykeer so gekraak dat dit gelyk het asof die bloed begin deursyfer deur die vel. En daai goeders alsit reggekom. En ek het altyd gedink miskien is dit my plakkies of miskien is dit my skoene. Maar nooit die biologie agter dit geweet dat dit eintlik as jou maag beter begin word, dan gaan daar dinge begin in jou liggaam herstel. En ek meen wie buite gaan dit weet as hulle nie so 'n ondersteuningsgroep het wat 'n ou by mekaar kan leer. En ek meen ek het nooit dit besef dat as my maag gesond geword, gaan my hakke beter word en my elmboog en my vel en ja, so dit is waar weer eens om terug te kom na die punt toe dat 'n ou wat buite op homself probeer karnivoor doen en nie so ondersteuningsgroep het nie, gaan dit regtig moeilik vind om karnivoor te doen en daar is soveel misleidbare inligting op die internet oor karnivoor dat ek dink ek is seker ons het dit nou al daaroor gesels dat ons is een van die strengste karnivoorgroepe wat 'n mens kry. Maar as jy nie gaan streng wees nie, gaan jy nie die resultate kry wat ons daagliks kry en sien nie. Nee, verseker Johan, dit is baie waar. En weer eens baie dankie vir jou voorbeeld wat jy stel. Johan, soos ek nou genoem het, was Johan en sy familie was hier so by ons aan huis gewees en ja, daar hang die belt. Dat kan jy die kamera reg draai. Daar hang die belt en daar kan julle sien is Frans, dit is nou Johan se oom se belt en wat 'n inspirasie en julle albei is al 32 kg af, né? Nee? Ja, ons is so 32 kg af. Ek is so 9 beltgaatjies af en kleiner. My sentimeter is ek nou nie presies seker nie. Yes. Nee, dit is kragtig. En jy het ook geld gehad? Ja, ek het gesukkel met geld. Ek het gelukkig net voor ek die dokter wou my op hoë bloeddruk medikasie gesit het net voor ek begin het met karnivoor want ek was dokter toe is my bloeddruk baie hoog gewees en nou hy wou my op bloeddruk medikasie sit toe sê ek vir hom nee ek drink nie eers 'n pil vir 'n hoofpyn nie wat wil ek maak met bloeddruk medikasie toe sê hy wel in daai geval moet jy kyk om ten minste 20 kilos te verloor en ja ek het dit gedoen dan kan karnivoor en my bloeddruk het gestabiliseer. My bloeddruk, as ek dit meet, is dit hier in die 120 of in die 80. My suiker is reg. Ek het urinesuurvlakke is beter. So, ek meen, ek stel karnivoor aan vir enigiemand wat regtig so 'n probleem het. Ek meen, ons almal verskil en ons almal elkeen kom met sy eie pakkie aan by karnivoor vir sy eie redes, maar op die ou einde van die dag gaan dit oor die suksesse wat 'n ou behaal en as jy dit reg doen, gaan jy dit verseker behaal. Verseker, ek hou van daai woorde Johan, as jy dit reg doen, gaan jy dit verseker behaal. En julle doen dit reg, want ek sien elke dag julle bordfoto's en dankie vir die manier wat julle die coaching doen. Julle is sterk voorbeelde van sukses en julle verdien elke kompliment wat na julle kant toe kom. Dankie vir julle voor en na foto's, before en after foto's, wat julle gereeld vir my opdateer en dit spreek boekdele. Ek het nou die dag so gelag, ek maak video's daar by Rapella en hier kom hier 'n jong man ingestap, maar ek sien die jong laaitie lyk nou, toe herken ek nie vir Johan nie. So maar het hy geword. Ek bedoel, ons doen elke maand coaching vir baie lank al.
maar in die werklike lewe lyk hy nog maarder en nog jonger. Hy lyk regtig jonk. So Ja nee, nee, dankie vir die dankie vir die bemoediging en ja, dankie vir jou ook, want sonder jou sou dit ook nie moontlik gewees het nie. ja, ag nee man, dankie Johan, dankie dat ons die pad saam kan stap. Ja, so kom ons hoor bietjie daar. Dankie Johan, mooi aan daarso. Kom ons hoor bietjie Amanda, jy kan gerus gesels. Ja, ek wil net eintlik vir Johan gesê het, bloeddrukpille is, ander naam vir hulle is vetmaakpille. So, maar baie versigtig wees, want regtig, mense kry baie keer pille wat nadelig vir jou is en nie voordelig nie. Ja. Ek het nog altyd geglo eerder aan krye as in medisyne. Maar nou ja, maar bloeddrukpille, jy kan dankbaar wees jy dit nooit gevat nie, want dit sou jou net baie ongesond vir jou liggaam gewees het. Ja, dankie Amanda, ek waardeer. Sê. Kom ons hoor, wie wil nog bietjie hallo sê? Alright. As julle nie nog wil hallo sê of getuienisse gesels nie, ek sê vir julle baie dankie, was 'n kragtige live gewees en baie dankie vir almal wat lekker saam gepraat het en ook ingeskakel het en saam geluister het. So, nou ja, môreoggend, nee, 4:30 gaan ons die antioxidant bootcamp in Engels aanbied. Ja, 4:30. So, maar dit is nou net so vir die wat dit wil doen. Nou ja, ek doen dit nou maar. En ja, so dan 10:00 het ons dan die Afrikaanse aanbieding. En dan donderdagoggend 8:00 julle het ons die Mindset 51. Yes. En dan Sondag doen ons dan die Mindset Recap 17. Dit is 'n Mindset Bootcamp Sondag. En dan die Woensdag se gedeelte is die MS, Multiple Sclerosis, veelvuldige sklerose bootcamp. Ja, en so gaan dit aan. Nou ja, ek sê vir julle baie dankie en dankie dit was nou 'n baie lekker live gewees. Ek sal die opname vir julle deurstuur. Ek sê vir julle baie dankie en julle moet 'n rustige aand hê. Nou ja, mooi aan daarso. Andrei, dankie. Baie dankie vir alles. Dankie Amanda, dankie Andrei, julle moet mooi bly. Billy, Flip, Pieter, Sonja, Jacques, Joanne, julle moet mooi bly. Lekker saam. Dankie Johan. Mooi bly julle. Mooi bly. Bye. Sê, Arno, baie dankie dat julle hier was. Groot waardering. Dankie vir lekker dat julle hier ook gekyk het. En goed. Right. Mooi aandag vir julle.